En daarom het ek nog 'n beeld saamgebring. So, julle ek wil net julle sê, julle is baie awesome, dankie, dat julle so great is. Ek voel soos die lions gestraat. Anyway, wie van julle weet wat is dit? Is dit 'n skoen? Okay? Weet julle wat dit is eintlik 'n skoen nie? Wie glo my? Wie glo my? Ek sê graag dat jy hand opgesteek, wie sê, Bram, ons weet, dit is 'n skoen, maar dit is ook nie 'n skoen nie. Want ons sien, daar is soveel, jy het jou hand opgesteek, die lei is daar. Wie van julle weet, wat is die? Ek hoor 'n hamer, ek hoor nog iets. 'n Skoenlapper. Nou is dit 'n skoenlapper. Wat is dit nog? Ja, ja. Wat is dit nog? Kom eens een bykie, daar is my short. Dis dit? Okay. 'n deurstopper, daar is 'n tyd. 'n spinnekop doodmaker, Daniel. Iets wat jy is? Ja. 'n paperweight. Ek weet, jy het die antwoord gekry nou by iemand agter. Want ek gaan maar sien nou af, ja? Ja, ek kom skool uit die pakje op die boude. Ek het nou oomie, moes dat, kyk, dit is gaan gebeur. 'n tekkie. Ja, nee my toe, jy kan sê kom hier op werk aan, nou. Ja, nee? Iets op? Vijand te maak, ja. Waarom nie? Ek kan nie geloof nie. 'n plek waar jy jou tand en dan gaan hulle tand sit. Dit is 'n plek waar jy jou tand kan sit met tande by. Laaste persoon, ons begin weer kom. Honde se kos. Okay. Kom nou vir julle almal wat dit is. Dit is 'n koevertjie. Wie glo my as ek sê dit is 'n koevertjie? Dis 'n skoen. Maar hoe is dit 'n koevertjie? Wie glo my? Glo jy my nie? Wie glo my nie? My eie verloofde glo my nie. Kom wys julle gou hoe dit gewerk het. Jy het 'n skoen. Nou is jy in 'n vreemde land. En nou wil jy graag 'n briefie skryf vir jou geliefde. In jou briefie staan daar: Beste Marie, ek was toe reg. Liefde, Bram. So alle mans, dit is 'n desert daunting briefie of die los vir jou vrou. Okay, nou wat hulle gedoen het was hulle dit goed gemaak en so aan. Dan het hulle op 'n skoen gesit. En hulle het die skoene saam met die skepe gestuur en jy het die skoen gaan optel onder 'n boom. In 'n ander land het jy die briefie gekry. Wie het al gehoor van dit? Die skoenposstelsel. Ja, hoor of wat? Mense, dit is deel van die geskiedenis, maar daar seker die boom gaan kyk daar in die Kaap in Bosselbaai daar in Bos. Hulle het briewe gestuur met skoene. Ek beloof jy kan dit gaan Google, ek is ernstig, okay? Glo julle my nou? So Naomi was reg. Oor gesyde desit is maar dit was so jy kan gaan Google. Ry, jy weet ek's reg, nee. Ja, sy is dit saam. Daniel, glo jy my? Wat glo jy was ons saam met my by die boom? Glo jy my? Yes. Hulle het briewe gestuur met skoene. Jenny en ouens, dit is deel van die geskiedenis. Ek sê hierdie, julle kan gaan kyk. Hulle het briewe gestuur met skoene. Maar hoe stuur ons briewe vandag? Ons gebruik iets anders. Wat? WhatsApp? Wat nog?
Kom ons vra, wie sê WhatsApp? Wie sê Facebook? SMS'e? E-mails? Twitter? Ons gebruik nog briewe vir dit, nee. Wie van julle stuur vandag nog briewe met julle skoene? Wat is die brief van jou? Julle ouens, ek hoop ek het die regte ding gedoen om by toekomstige huwelik. Weet julle wat eintlik al wat ek wou geïllustreer het? Al die kinders het lekker van gehad. Het gegaan oor, daar's 'n ou manier en 'n nuwe manier om dinge te doen. Sê as wat by 'n ou manier en 'n nuwe manier. As jy die nuwe manier geleer het om dit te doen, wil jy nog die ou manier doen? Nee. Is 'n deel van die ou manier miskien nog betrokke by die nuwe manier? Ja. Ons het telegramme gestuur en ons het sulke goed gestuur en op 'n manier kom daai goed nog steeds op vandag in spel wanneer ons syne stuur en goeie soos dit. OK. Maar as ander ons in die manier onthou dit. OK. Ons het 'n nuwe manier geleer om iets te doen. En die nuwe manier is die manier wat ons leer in die Nuwe Testament, die manier van Jesus. So kom ons almal staan op. Ons staan op. Right. So, nou dit gaan almal opstaan en as jy op die sitplek kom, en dan draai ons een keer kloksgewys. Nou die kloksgewys draai een keer anti-kloksgewys. Dan kan jy verskillende rigtings draai. Nou kan jy sit weer. Kyk. Okay. So ons het iets nuuts geleer in die Bybel. Daar was die Ou Testament, daar was die Nuwe Testament. Die Ou Testament het gewerk op verdienste en jy wou probeer om 'n ding reg te kry en dan was die Nuwe Testament waar dit gegaan het oor jou hart. Okay? Ons gaan 'n bietjie aangaan daarso oor jou erfenis. Hier sal jy sien, jy gaan baie erg oor verdienste, wat ek gedoen het, die saak gemaak, hoe ek opgetree, ek wou altyd in die reëls bly en ek wou altyd seker maak dat my goed reg is. En dan is daar genade leer as in die Nuwe Testament. En dit sê vir ons nog steeds die regte goed doen, maar ons gaan nie op grond van dit wat ons doen nie moet doen, maar op grond van die genade. Okay. Nou, almal by julle, fokus gou so by my, as julle stories vertel. Ek gaan vir julle nou 'n storie vertel. 2, 3, 4. Daar is 3 stories wat ek vertel, maar julle mooi luister. Want as julle hierdie mooi luister, dan gaan julle môre verstaan wat ek vir julle wil leer. Okay, het ek julle voor? Het julle haas hier oor? En luister maar. Daar is 'n ou manier van leef. Nou baie keer, as ons iets gedoen het, wil ons nou graag vir die mense sê ons het gedoen het. So jy gaan dit sê, jy verkyk, ek het dit reg gedoen, jy verkyk. Of die papa en mama die daar word sê papa, mama. Dit gaan aan vir ure. Nee? En dan wys hulle vir jou nou die reg gedoen. Nou dit is 'n bietjie die ou manier van hoe dit gewerk het. Want jy die regte goed gedoen. En nou jy sien jy gaan op goed, weet sien jy die regte goed gedoen en so aan, hè? Daar was ook reëls en riglyne en sulke dinge om dit te doen. En dan jy seker gemaak dat jy heeltemal in 'n bly, want dit is op grond daarvan dat jy 'n verhouding met God reghaal en 'n verlossing kry. Maar dan is 'n nuwe manier. En die nuwe manier is so cool want jy doen iets cool en papa en mamma sien dit en hulle sê, "Wow, dit was great geweest." Sonder dat jy hoef te gaan het jy dit gedoen omdat jy dit wil gedoen het. En dis waar jou hart skryf. Kyk, nou die storie gaan handel om daar. Hoekom doen jy iets? Is jou hart en siel in dit? Of probeer
Here net iemand beïndruk. Kyk. Hier is die storie. So julle moet mooi luister, nee. Kom uit. Eendag, lang gelede, was daar 'n man. En sy naam was Paulus. Sê almal van Paulus? En Paulus het 'n vriend gehad, en sy naam was Philemon. Sê Philemon. So wie was vriende? Paulus en Philemon. Maar Paulus hy het die evangelie verkondig en daarvoor was hy in die tronk. Kyk, dan mag het nie gedoen het, hy mag nie mense vertel van Jesus nie, dit is baie sleg. So Paulus was in die tronk, maak so, hy was in die tronk. Ok, so Paulus en Philemon was in die ok, toe in die tronk maak Paulus 'n nuwe maatjie. Sy naam is Onesimus. Kyk, Onesimus. Kyk, kom ons sê gou, Onesimus. So Paulus en wie was vriende? 1, 2, 3. Okay. So julle moet hierdie hoor. Okay, so daar was Paulus het 'n vriend gehad, sy naam was Phil. En dis Paulus in die. En toe maak Paulus in die tronk, en jy weet hoe sy naam was? Okay. Dis die begin. So dis het Paulus en Onesimus aan die tronk, en Onesimus was 'n slaaf gewees. En Onesimus het so 'n bietjie gemors aangejaag en goeders, en dis hoe hy in die tronk is. Okay. Dus Paulus en Onesimus daar so, en Paulus kan nie anders, die sy hartjie brand vir Jesus. Maar wie sy hartjie brand nog vir Jesus? Wie sy hartjie is nog brand? Yes, ek sien die hande op, dis great. Dus sê Paulus vir Onesimus, hy het ken jy vir Jesus? Onesimus sê nie, hy sê, kom vertel hom. En Paulus en Onesimus kuier op mekaar, en toe gebeur het so, dat Onesimus Jesus aangeneem het, en hy is vuur en vlam vir Jesus. Paulus sê vir ons in die brief wat hy vir Philemon geskryf het, dat hy het sy geestelike vader geword. Hy het sy boetie geword. Onesimus is slaaf. En was nie lekker om 'n slaaf te wees nie. Hy het Paulus 'n maatjie geword, sy boetie. Nou was, as Onesimus Paulus se vriend word, en Paulus is Philemon se vriend, dan is Onesimus mos Philemon se vriend ook wees, né? Sien julle saam? Maar dis nou die groepie word groter, dis lekker, ons gaan lekker saam speel. Okay. Wil julle hoor, wat was die probleem? Onesimus was Philemon se slaaf. Hy was nie die enige slaaf, hy was Philemon se slaaf. So, kom verduidelik of julle so. 'n slaaf was 'n mens wat gewerk het vir 'n ander mens. Maar jy het nie betaling gekry nie, jy was 'n ander mens se besitter. So toe Onesimus geword aangejaag by Philemon, en Onesimus was in die tronk, en nou is Philemon op pad terug, Onesimus op pad terug na Philemon. Onesimus is nou op pad terug na sy baas toe. Maar daar het iets gebeur, want Onesimus is nou Paulus se wie sy vriend. En as ons praat van ons vriende in Jesus, dan is dit ons jou boetie of jou sussie of so, en is jou broers. En julle ou Onesimus is ook net maar bang om terug te gaan. Toe skryf Paulus 'n brief vir Onesimus. Hy sê, Onesimus, moet maar, jy gaan vir 'n brief skryf. En hy skryf die brief, En hy roep toe en hy sê, Onesimus, as jy by Philemon aankom, dan geef hom hierdie brief. Onesimus hou daai brief vas. Want vir die res van sy lewe sal hy brief sy lewe beïnvloed. Onesimus gaan na Philemon toe. En want as hy by Philemon kom, druk hy sy hand en hy sê, lees net eers asseblief Philemon, lees net eers hierdie brief. Philemon maak die brief oop. En in die brief lees hy iets. En ek
gaan net die hele brief lees nie, maar wat belangrik is hy lees hierdie volgende woord. Julle het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jou liefde het my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, Filemon, broer, die harte van die gelowiges verkoop het. Daarom het ek in Christus die volste reg om jou verplig te wys. So Paulus sê, weet jy wat, ek is eintlik bietjie jou baas, Filemon, so ek kan jou eintlik wys en sê wat jy moet doen, doen ek eerder 'n beroep op jou op grond van die liefde. So ek wil eerder jy moet uit liefde uit vir my doen. Dit doen ek Paulus, wat 'n ou man is en nou 'n gevangene terwille van Christus Jesus is. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind. Nou sê Paulus, Onesimus is sy kind. Onesimus, hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen het ek kon hom nie gebruik nie, maar nou is dit baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Ek stuur hom weer terug en my hart gaan saam met hom. Wat my betref sou ek graag met my behou, sodat hy my jou trek en dien terwyl ek op gevangene, vir evangelie gevangene is. Maar ek wou niks in die insing doen nie, sodat jy wel dat hy dwang sou wees nie, maar hy het vrye keuse. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou weg, sodat jy hom juis vir altyd sit terug. Nou nie langer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my, en voel te wees sal hy dit nie vir jou wees nie, as mens en as broer. So Paulus vra vir Filemon, hy moet sy hartjie verander. Dit is baie mooi, want hy wil eintlik hê, die moed moet verander na afval. Sien Paulus sê, hy sê, my chom, ek wil vir jou sê wat jy moet doen. Maar ek sê nie, ek wil nie vir jou sê wat jy moet doen nie, want ek wil jou hart moet verander, dat jy iets moet wil doen. Luister mooi, Paulus sê vir Filemon, ek kan sê wat jy moet doen, maar ek wil jou hart moet verander, dat jy dit moet wil doen. En dit is waaroor die Ou Testament en die Nuwe Testament gaan. In die Ou Testament het ons baie reëls, baie regulasies en so gehad. Daar was vir die volk gesê, julle moet dit so doen, julle moet dit so doen. Dis die reëls, dis die regulasies. Ons het laasweek gesels oor Levitikus en oor al daai dinge. Jy moet dit doen sodat jy kan reg wees by God. God sê ek sal jou God wees as jy my volk is. En 'n goeie goed sal met jou gebeur as jy my voorskrifte onderhou. Aan hierdie kant sê Jesus, weet jy wat? Ek kom agter julle gaan nie reg. Ek wil hê julle moet vir my lief wees. En omdat julle lief is vir my, gaan julle iets wil doen. Julle gaan wil ander mense lief wees. Julle gaan wil vir mense in julle familie inwoon. So die een kant sê baie sterk, jy moet so maak. Die ander kant sê, kom in en dan wil jy so maak. Die laaste voorbeeld wat ek hiermee wil gebruik is die volgende. Ons almal het 'n werkies wat ons by die huis moet doen, né? Ons moet die asblik bietjie uitgooi en ons het tyd hier op die gras sny. Weet jy dat ek klein was, om gras te sny was 'n groot ding. Want ons het gebly op 'n plot. So daar was omtrent so 2 rugbyvelde se gras wat jy met 'n skootgras netjie gesny het. So 2 raak gras gesny. Jy weet, dan trek jy daar. Nee. En dan as jy dit moet doen, dan steek jy die grasnyer so uit. Ja, ek sê dit is vir jou. Nou wat er gebeur is, my pa en my ma wat my opdrag gegee het, sy hartjie voel, ja, ek moet nou weer, ag, die kind wil dit nie doen nie, en die hartjie is nie so happy nie, want nou wil ek maak het duidelik dat ek dit nie wil doen nie, ek moet dit doen. En aan die ander kant kan ek sê, as jy vir my sê, bro, weet jy wat, weet nie glas, ek sê, yes, ek wil dit doen. Ek wil dit doen, nie omdat ek wil goed word en nooit oorskry nie, of ek wil dit doen, want ek wil graag vir my papa en my mama help, dat ek die gras kan sny. En dan kan ek die gras sny, en dit kan so lyk. Dit nog nie die draadmis. So, dit is dieselfde ding met alles wat ons doen. Wanneer ons iets doen, kan ons dit doen om ons dit moet doen. Jy moet dit doen. Dit is belangrik. Jy moet dit doen. Of jy kan sê, ek wil dit doen. Ek wil graag dit vir iemand doen. Weet jy nou wat is die verskil? As jy iets moet doen, dan is dit so net gebeur. As jy iets wil doen, dan verander iemand se hart. En dit is baie belangrik om dit te sê. Die Ou Testament leer ons baie dinge.
Dit gee vir ons 'n riglyn. En dit sê vir ons wat ons moet doen. Ons kan nooit die Ou Testament weggooi nie. Dit is belangrik dat ons daai riglyn het in ons lewe, maar dit is 'n riglyn. Ons gaan nie op grond van dit in die hemel kan kom. Ons gaan op grond van die feit dat ons dit wil doen in die hemel kan kom. Jy kan baie dinge doen as jou hart leeg is, dan help dit niks jy doen dit nie. Maar as jy sê, praat ek mense engeletale, maar is nie het liefde nie. Is my woorde hol simbole, klank is van 'n melodie. Dit beteken niks. As jy goed dit doen wat jy doen, beteken niks, maar as jy die rede agter dit het, as jou hart vol liefde is en dis hoekom jy dit doen, dan maak jy iemand se hart regtig bly. Dan verander jy hulle. Jesus vra van ons om 'n hartverandering te maak. Om te sê, ek is lief vir Jesus. En omdat ek lief is vir Jesus, en omdat Jesus lief is vir my, doen ek wat ek doen en sal ek 'n mooi lewe leef. Dit is hoe ons die twee bymekaar bring. As ek lief is vir Jesus, gaan ek dit wat in die Ou Testament staan, in die 10 gebooie en sê goed wil doen. Ek wil dit nakom. Sien net 'n moet nie, dis 'n wil. Kom ons maak ons oorgeskryf.